Goeiemôre gemeente. Hierdie video se doel is om vir julle 'n bietjie toelichting te gee oor 'n proses waaraan ons as die Namibiese Sinode gewikkel is, wat gaan oploop na 'n besluit wat ons moet neem by ons volgende Sinode sitting in vroeg 2025. Nou, eers 'n bietjie agtergrond, voor 'n mens nou daarby uitkom. In 2022 het die Namibiese Sinode bymekaar gekom, en ons het 'n besluit geneem daarso, volstrekte meerderheid, dat ons as Namibiese Sinode die algemene Sinode wil oproep tot bekering. Natuurlik 'n geweldige indringende besluit, maar ons het baie goeie rede daarvoor gehad, en ek wil 'n bietjie die redes daarvoor hierso uitstippel. Maar die vorm wat hierdie vraag tot bekering toe nou ingeneem het, was die beginsels en riglyne wat Jesus vir ons in Matteus 18 gee, oor wanneer jou broer teen jou sondig. Dan staan daarso, as jou broer verkeerd opgetree het teen jou, gaan wys hom tereg waar jy een kant alleen is. As hy na jou luister, het jy jou broer teruggewen. Maar as hy nie luister nie, neem nog 1 of 2 met jou saam, sodat alles wat gesê word deur die woord van 2 of 3 getuies bevestig kan word. En as hy na hulle nie luister nie, sê dit vir die gemeente. En as hy ook na die gemeente nie luister nie, moet jy hom as 'n heiden en 'n tollenaar behandel. Met ander woorde, jy distansieer jouself van die persoon wat na vele oproepe tot bekering, die doel van bekering, of die doel van hierdie proses natuurlik nie om jou broer weg van jou af te stoot nie, maar om hom eerder terug te wen. Maar as hy net nie wil saamwerk nie, as hy net nie tot bekering wil kom nie, dan word hy eintlik maar weer die sendingveld, tollenaar en 'n heiden. Nou, hoekom hierdie indringende besluit van die Namibiese Sinode 2022 om die algemene Sinode tot bekering te roep? Die primêre rede daarvoor was, of kom ons sê die impetus daarvoor was, die 2019 selfde geslagverhouding besluit, dat, as 'n mens dit nou in sy essensie vat, dat dit in alles behalwe naam dieselfde as 'n huwelik tussen 'n man en 'n vrou beskou moet word, die verhouding tussen 2 persone van dieselfde geslag. Nou, dit was die sneller vir die besluit wat ons geneem het in 2022, maar dit was nie die hoofrede vir Namibië se besluit nie. Ons het dit beskou as 'n uiteindelike en onaanvaarbare simptoom van 'n baie dieper liggende probleem, wat self in die 2019 selfde geslagverhouding besluit van die algemene Sinode verwoord word. Daar so staan, die algemene Sinode neem kennis dat verskille in die kerk ten opsigte van hierdie 2 goed, skrifhantering en skrif uitgeleg, tot vasgelooptheid gelei het. En ons sê, as 'n kerk onder leiding van die Heilige Gees, kan daar nie so iets wees soos 'n vasgelooptheid wat ons sê, ons kan dit nie oplos nie, die enigste manier is, ons moet maar net hierdie 2 uiteenlopende standpunte, dat ja, die Bybel gee vir ons genoegsame riglyne om te kan sê, selfde geslagverhoudings is alright, of aan die ander kant, nee, die Bybel is baie pertinent, net die huwelik tussen 'n man en 'n vrou is voor God reg en rein. So ons sê, daar kan nie vasgelooptheid wees op hierdie vlak, as 'n kerk sê, ons word deur dieselfde Gees begelei word nie. Nou die dieperliggende probleem is dat daar 'n groot skeur in die kerk plaasgevind het oor die laaste, kom ons sê 20 tot 30 jaar, rakende hierdie 2 goed. Eerstens, watter gesag daar aan die skrif toegeken word vir inspraak in moderne Christene se lewens, as ons dit baie eenvoudig kan stel, is dit God se woord aan mense, dan dra dit absolute gesag. Of mense woorde oor God, dan kan ek maar op ander plekke ook riglyne vir my lewe gaan soek. So dis die eerste punt, skrifgesag. Die tweede een is, hoe word die skrif geïnterpreteer? Is dit om so akkuraat as moontlik die goddelike outeur, wat ons mos nou glo, God het die hele skrif geïnspireer, die goddelike outeur se bedoeling daar uit te lees? Of is dit om moderne kulturele norme daarin te lees? So hierdie is so half die 2 pole wat in die kerk ontstaan het rondom, wat se gesag ken ons in die skrif toe, en hoe interpreteer ons die skrif, en dit is hierdie 2 beskouings wat die kerk tot 'n vasgelooptheid gelei het, wat aan die een kant sê ons, die skrif het absolute gesag, want dit is God se woord aan mense, en ons interpreteer dit deur God se bedoeling daar uit te probeer haal. Aan die ander kant kry mens meer die ervaring van, nee, daar's 'n baie sterk menslike element, of dis eintlik maar net mensewoorde oor God, en ons kan selfs vanuit daai beskouing uit ons eie menslike ervarings in die skrif inlees, wat natuurlik baie sterk beïnvloed word deur huidige kulturele tendense en so aan. Nou, die trant van gesprekke en besluite in die algemene Sinode vanaf 2002 is 'n baie duidelike aanduiding dat 'n meer menslike beskouing van die skrif en 'n sterker siniese of skeptiese interpretasie van die skrif die oorhand gekry het in die kerk. Die gevolge daarvan sien ons in besluite soos 2011 se besluit oor saambly voor die huwelik. Die besluit stel, die algemene Sinode is bewus daarvan egter dat daar ander redes is waarom ander pare saamwoon, ander redes as dat hulle maar net promiskuur wil wees. Sommige woon saam met die argument dat hulle die huwelik hoog ag en daarom seker wil maak dat hulle in alle opsigte by mekaar pas,
ook wat die seksuele betref voordat hulle trou. Hierdie verhoudings reflekteer in baie opsigte die Bybelse waardes van liefde, respek en eksklusiwiteit en kan dus nie sonder meer afgewys word nie. So goedgekeur, ons kan nie sommer meer afwys as mense voor die huwelik wil saambly om te kyk of hulle met mekaar kan pas, seksueel, persoonlikheidsgewys en so aan, so 'n oefenloopie vir die huwelik, dat ons dit nou goedkeur. Matteus 19 sê Jesus, verwys hy terug na Genesis 2 en sy beginsel is, een man en een vrou word een vlees vir een leeftyd. Daar's niks van 'n proefloopie voor die tyd, of ons kyk of ons by mekaar pas of nie, dis as jy die gawe ontvang het om te trou en jy die Here vertrou om vir jou huweliksmaat te gee en jy leef as 'n disipel in daardie verhouding, dan is dit 'n permanente verhouding. En dit is die enigste verhouding, die heilige huwelik, waarbinne die seksuele komponent deur God goedgekeur word. 2013 is daar 'n herbevestiging van die besluit van 2011 ook oor die bose, die aard en die bestaan van die bose. Hy is so klein bietjie aangepas van die 2011 besluit af. Daarso staan die algemene sinode aanvaar die werklikheid dat daar 'n wye diversiteit van interpretasies en toepassings van die Bybelse boodskap oor die bose en demone binne in die NG Kerk is. Daar is lidmate wat die persoonlike aard van die duiwel en demone aanvaar. Met ander woorde, ja, die duiwel is 'n persoonlike wese met 'n wil en hy tree op en hy het demone en het interaksie gehad met Jesus soos wat ons in die skrif lees en deur die loop van die Ou Testament en verder in die Nuwe Testament. Ook dan nou seker al hierdie ander bonatuurlike karakters soos engele wat baie duidelik gesprekke gevoer het met mense en met God en met Jesus in die loop van die Bybel. En daar is lidmate wat die nie persoonlike aard van die duiwel en demone aanvaar. Albei standpunte erken die realiteit van die bose. Nou in die persoonlike aard, dit klink vir my meer soos oosterse mistisisme waar ons sê, boosheid bestaan, maar dit word gestalte gegee deur mense se optredes. So dis nie iets persoonliks nie, dis maar iets wat in mense harte sit. En in daai opsig definieer ons dan boosheid, nie soos wat die skrif dit vir ons gee nie. Nou, as jy persoonlike, bonatuurlike wesens buiten God uit die Bybel haal, val groot gedeeltes van die Bybelse narratief plat. En ek kan julle verwys na ons Efesiërs reeks, veral vanaf Efesiërs 3 af, wat ons bietjie gepraat het oor die bonatuurlike wêreldbeeld van die Bybel. En dan die laaste punt, daar's nog 'n klomp ander wat 'n mens kan noem, maar die 2015, die 2019 en die 2023 besluite van die algemene sinode waar selfde geslagverhoudings goedgekeur is met dieselfde praktiese status as die huwelik. Ten spyte van 7 eksplisiete tekste in die skrif waar God selfde geslagverhoudings ten sterkste verbied. Ten spyte van deurlopende afwysing van seksuele immoraliteit in beide die Ou Testament en Nuwe Testament. In ander woorde, alle seks buite die band van die huwelik tussen 'n man en 'n vrou. Ten spyte van die deurlopende agting van die unieke status van die huwelik tussen man en vrou voor God as 'n simbool van die verhouding met sy uitverkorenes en as voertuig waardeur God 'n goddelike nageslag vir hom wil oprig. Die argument of die narratief is baie keer hierdie hele ding rondom selfde geslagverhoudings is so 'n klein deel van die Bybel. Mens kan dit eintlik maar weglaat. Nee, dit is kern tot die verhaal van die Bybel as 'n mens al hierdie ander goed ook daarby inreken. En laastens, as verslae wat op die 2023 algemene sinode gedien het en gesprekke wat tydens en vooraf die vergadering gevoer was, enigsins 'n aanduiding is die algemene sinode sterk op pad om die Bybel onderhewig te maak aan enige een se persoonlike voorkeur. As 'n mens nou dink oor die gesprekke wat daar gevoer was rondom abortus, intergodsdienstige aanbidding en sulke tipe goed. Nou die kerkorde is die dokument wat die 10 sinodes, of wat ook in die kerkorde na verwys word as die samestellende kerke. Ons is 10 afsonderlike kerke wat deel vorm van die algemene sinode. 10 verskillende NG kerke, waarvan die Namibiese kerk, die Namibiese NG kerk, een is. Ons noem dit nou maar net 'n sinode, maar is eintlik nie 'n sinode nie. Dit is 'n selfstandige kerk wat deel is van hierdie 10 samestellende kerke. Die kerkorde is die dokument waarop ons ooreengekom het om ons gedeelde geloof en gedeelde verstaan van God, sy woord en die leefwyse wat God van ons verwag, waar ons dit aan mekaar bind en veral ook hoe sy kerk bestuur moet word. Dis wat ons daarin oor saamstem. Nou daar's 'n baie groot hoeveelheid NG gemeentes in Namibië en in Suid-Afrika wat meen dat die algemene sinode nie net by baie van hierdie besluite sy mandaat oorskry het nie. Verder gegaan het as die opdragte wat die 10 of die magte wat die 10 samestellende kerke vir die algemene sinode gegee het nie, maar ook dat dit op grond van die besluite wat geneem is deur die laaste klompie jare, in stryd gekom het met kerkorde se heel eerste artikel. Daarso staan, die Nederduits Gereformeerde Kerk staan gegrond op die Bybel as die heilige en onfeilbare woord van God,
Die leer wat die kerk in ooreenstemming met die woord van God bely, staan uitgedruk in die formuliere van eenheid, soos vasgestel op die synode van Dordrecht in 1618 tot 1619, naamlik die 37 artikels van die Nederlandse geloofsbelijdenis, die Heidelbergse katekismus en die 5 Dordtse leerreëls. Met ander woorde, ons is van mening dat daar getoon kan word hoe dat die algemene synode nie in die belang van die NG Kerk opgetree het gedurende die laaste klomp jare en hoe dat die besluite wat die algemene synode deur veral die laaste 20 jaar geneem het, die ooreenkoms, soos verwoord in die kerkorde, tussen die synodes verbreek het en daarom vir alle praktiese doeleindes sy bestaansreg verloor het. Nou die enigste 2 roetes beskikbaar tot synodes of dan nou samenstellende kerke wat meen dat ons met integriteit in hierdie saak wil handel is, nommer 1, om die 10 synodes tot instemming te bring dat die algemene synode tot niet verklaar moet word. Wat nie gaan gebeur nie. Daar is net te veel belange van individue of belangegroepe by die algemene synode dat hy moet voortbestaan. Dit sal nie gebeur nie. Tweedens, om ons te onttrek van die algemene synode. En dit is waar die NG Kerk in Namibië haarself nou bevind. Ons bevind onsself in die pylvak van die proses om ons los te maak van die algemene synode, algemeen synodale verhouding met die ander 9 kerke in Suid-Afrika. Die kerkorde artikel 37 wat ons gebruik om hierdie wegloop of wegbeweeg van die algemene synode af te regverdig, stel dit so, dit staan die samenstellende kerke vry om met behoud van alle regte, voorregte, besittings, naam ensovoorts uit die algemene synodale verband te tree, wanneer hulle so 'n stap voor God in die lig van sy woord kan regverdig. Met ander woorde, ons bly die NG Kerk in Namibië. Naam verander nie, ons bly die NG Kerk in Namibië. Maar ons is net nie meer deel van die algemeen synodale verband nie. Ons gaan ook nie meer die vergadering bywoon nie. En daar mag miskien diegene wees wat meen dat hulle nie saamstem met ons gevolgtrekking, dat ons wil artikel 37 nie. 'n Mens sou dan dieselfde beginsel van hulle verwag, om hulle siening voor God in die lig van sy woord te regverdig. Mens verstaan, daar's baie emosie in hierdie gesprekke betrokke, maar emosie kan ons nie lei na ons gevolgtrekkings nie. Net deur God se woord kan ons gelei word na ons gevolgtrekkings. Nou met dit also in gedagte staan ons as gemeente, Suidrof gemeente, nou voor die aanvang van 'n kort prosesie in ons eie geleedere, vir artikel 37 om ordelik te geskied, moet elke kerkraad in Namibië nou met 'n volstreke meerderheid aandui dat hulle die uittrede uit die algemene synode goedkeur. En alhoewel 'n demokratiese stemproses van die hele gemeente nie die gereformeerde verstaan van kerkbestuur is nie, wil ons graag voorsien dat elke gemeentelid ten volle ingelig is oor die Namibiese besluit, die agtergrond daarvan, en dat elke gemeentelid genoegsaam geleentheid gegee word om vrae te vra oor die proses of die agtergrond of selfs kommentaar te lewer as hulle sou wou. So hierdie is dus, hierdie video beskou dit as die eerste afkondiging van 2 gemeentevergaderings waar daar toelichting oor die proses gegee sal word en geleentheid sal wees vir enige vrae of kommentaar. Ons gemeentes moet teen einde Mei ons gesprekke afhandel, so die eerste vergadering sal dan Sondag die 19de Mei net na kerk in die saal wees. Die tweede vergadering sal die 26ste Mei net na kerk in die saal wees, waarna die kerkraad dan op 27 Mei sal vergader om Suidrof gemeente se besluit dan nou te neem. En ons sal ook vir gemeentelede, ons gee julle ook die geleentheid om as julle nie by daai vergaderings te kan wees nie, op 'n manier kontak te maak of skrywe terug aan die kerkraad en dan kan 'n mens so met julle in kontak tree. Nou ons gaan op alle moontlike platforms en deur alle moontlike mediums ook die volgende 3 weke hierdie inligting deurgee, om seker te maak dat geen lidmaat voel dat hulle nie geken was in hierdie saak nie. In die beskrywing van hierdie video onderaan sal daar skakels wees na 4 dokumente wat julle asseblief moet gaan deurlees. Die eerste dokument is die dekbrief van die synodale taakspan wie die proses moes hanteer het, wat in basies 4 bladsye baie mooi uitspel wat ons wil doen en hoekom ons dit wil doen. Dan is daar 3 bylae. Bylaag A gee die besluit van die 2022 Namibiese synode besluit weer en dan die uitvoering daarvan tot op hede. Bylaag B gee die besluit van die Moderamen van Namibië na afloop van die 2023 algemene synode en beskryf die proses waarin ons as Namibië dan nou tans is. En dan bylaag C is 'n lekker lywige agtergrond inligting dokument wat ons grafamina, wat ons beswaarskrifte wat ons na die algemene synode gestuur het en beskrywingspunte wat ons na die algemene synode gestuur het, daaruit eensit. En ook 'n lang dokument wat die teologiese skeer wat daar in die NG Kerk ontstaan het oor die laaste 22 jaar mooi dokumenteer.
Nou Suidroof gemeente is toegewy aan die eer van God en die integriteit van sy woord en om eerlik, duidelik en deursigtig met ons lidmate te wees oor wat ons hiermee bedoel en hoe ons dit sien uitspeel in ons gemeente wees. So ons vertrou dus dat na aanleiding van die inhoud van hierdie video, na aanleiding van die dokumente wat onderaan die video beskikbaar gestel is, die deurlopende kommunikasie van hierdie inligting gedurende die volgende 3 weke en die 2 geleenthede vir gesprek einde Mei vir al ons lidmate gemoedsrus sal gee dat ons hierdie proses baie ernstig beskou en ook in vertroue van God se leiding en wysheid sal behartig. Ons vra dat julle asseblief vir die proses sal bid en ook vir die gesprekke wat in ander gemeentes gaan plaasvind. Hierna sal 'n klomp ringsgesprekke wees en dan sal die inligting na die moderamen toe gaan en hulle sal dan dokumentasie voorberei vir bespreking en besluitneming op ons 2025 synode sitting. Ons beskou dan van die kerkraad se kant af dat na hierdie inligting deurgegee is, die kommunikasie vir 3 weke, die 2 gemeentegesprekke en alles, as ons geen beswaar van lidmate afkry nie, of as jy nie by die geleenthede was, of jou stem gelig het of enigiets nie, dat jy dan nou instem met hierdie hele proses. So dit is belangrik dat jy, as jy graag iets wil sê, sorg dat jy kommunikasie na die kerkraad toe stuur of by hierdie 2 gemeentegesprek geleenthede is, sodat ons kan seker wees, niemand bly agter nie, of niemand is nie op dieselfde bladsy nie. Dankie vriende, ons vertrou dat julle 'n goeie naweek sal hê.